Nou ja, julle ons tema vir oggend is skoon spieëls en skoon vensters en ek en 'n paar lidmate het eintlik so 'n laggie gehad want hulle wil graag die vensters kom was van Faros en toe gesê maar is dit nou my manier om fyn te skimp dat die vensters is nog nie gewas nie. Ek kan daarom sê ek sal nooit iemand bykom met fyn skimp in 'n preek nie. Ek gaan maar altyd probeer om te sê wat die woord van die Here sê. Julle, ek het nogal beleef dat die Here se woord vir Faros vir hierdie jaar is gehoorsaamheid. Ek dink nie ek veralgemeen as ek dit sê, ek dink nie dat ons het meer Bybelse kennis, teologiese insig nodig nie. Ek dink die meeste van ons verstaan waaroor dit gaan. Maar ons het nodig om gehoorsaam te wees om die regte dinge te doen. En dit is so 'n bietjie moeiliker as wat ou dink. En julle, ek het laas jaar amper daarmee afgeëindig en ek wil daarmee eintlik begin van jaar om te sê ons kan nie hierdie jaar, ons kan nie 2026 eindig met ons geloof waar ons hierdie jaar begin nie. Dan het ons mos niks bereik nie. Dan het ons mos niks gegroei nie. So my gebed is dat dit wat ons ook geestelik afskop in hierdie eerste week van 2026, dat ons al 'n bietjie anders sal lyk wanneer ons by die laaste Sondag van 2026 kom. En daarom ek wil begin met 'n storie wat gaan oor 'n vrou, 'n emmer water en 'n nuwe jaar. En julle, hierdie is nie sommer net 'n Bybelverhaal nie. Hierdie is 'n gewone mensstorie, 'n ware verhaal van een van my Facebook vriende, Lenfert Gerber. Maar is dit nie interessant nie dat baie keer is dit deur die gewone stories in die lewe dat ons soms buitengewone wysheid ontvang. En hy vertel die volgende. Hy sê Clara is vlak net so oor die 60 jaar. Net 5 voet lank. Sy weet nie wat dit is in meters nie, want sy stel ook nie belang nie. Clara het besliste menings oor alles in die lewe, aangevuur deur hierdie onblusbare gees. Sy is elke Sondag aktief betrokke by haar kerk en die sien altyd die jong klomp rondom haar reg. Hulle vat kanse met my. Oor ek mos klein is, lag sy. Sy lag so dat haar valstande teen mekaar ratel. Maar Clara se trots, vlekloos skone vensters, skitterblink spieëls, badkamers op hospitaalstandaard. Lenfert sê Clara is vir my 'n bron van vreugde, inspirasie, argwaan, frustrasie, dankbaarheid, introspeksie en as ek eerlik is, soms 'n strewe na eksie-perfeksie. Clara is my huishulp. Sy kom gewoonlik Vrydag werk, maar verlede Maandag het sy ook opgedaag. Hierdie vensters kort te skoonmaak, het sy die vorige week aangekondig. Moes eintlik in die springclean gedoen gewees het. En nou is dit amper nuwe jaar. Mens gaan nie die ou jaar uit met vuil vensters nie. En daarmee was dit afgespreek. Geen teespraak nie, al is hy klein. Maandag was toe vensterdag, wat toe spieëlsdag word en stortdeure dag. Alles wat na glas lyk, is onderhande geneem. Eers met warm water en vensterseep, dan 'n droë lap, dan koerantpapier en laastens toiletpapier. Die inspeksieproses is deeglik. Dit begin met 2 tree terug, hande in die sye, 'n koppie wat na links draai en 'n koppie wat na regs draai. Nog 'n vryfie hier, nog 'n veegie daar. Dis beter, klapper die valstande haar goedkeuring voor sy aanskuif na die volgende skepping. Blink skoon as sy klaar is. Sjoe Clara, dankie sê ek later. Ek besef nou eers hoe vuil my vensters was. En die spieëls, herinner sy my ferm. Nou kan meneer weer sien of jy reg skeer en hare kam. En hoe lekker gaan ek nou stort in hierdie vars skoon badkamer, sê ek vinnig voordat sy seker maak dat ek het episode 3 nie misgekyk nie. Later ry ek haar taxi staanplek toe. Clara, sê ek het nooit geweet jy so ernstig oor skoon vensters nie en dat jy so 'n deeglike resep het nie. Sy glimlag selfvoldaan. Meneer, sê sy,
My oorlema het altyd gesê, dis gister se vuil goed wat op jou spieël se venster sit. En dit maak dat jy nie binne toe of buite toe kan sien nie. Nie vir jouself nie of vir ander nie. As jy vandag mooi wil sien, moet jy gister se vuil afwas. Ek ry alleen huis toe. As jy vandag en seker môre ook mooi wil sien, moet jy gister afwas, hoor ek Clara se valstande saam praat. Daardie maandag aand het ek 2025 se vuil goed in die oë begin kyk. Party op my spieëls as ek na myself kyk, party op my vensters as ek na ander mense kyk. Dit was nie maklik om af te was nie. Ek het iets soos Clara se 4-stap resep nodig gehad. Maar eintlik moes hierdie in die spring clean gebeur het, nie nou op ou jaar nie. En dit gaan my nou in hierdie nuwe jaar nog lank besig hou. Julle, ek dink Jakobus, want dis waaruit ons teks gaan wees vandag, sou baie van Clara gehou het. Want lank voor Clara, lank voor vensterseep en koerantpapier en toiletpapier skryf Jakobus oor iets wat presies dieselfde waarheid wil kom aanraak. So kom lees saam met my Jakobus 1 vers 22 tot 25. Wees doeners van die woord en nie slegs hoorders wat julle self mislei nie. Want wie 'n hoorder van die woord is en nie 'n doener nie, is soos iemand wat sy eie gesig in 'n spieël sien. Hy sien homself, gaan weg en vergeet onmiddellik hoe hy gelyk het. Maar wie diep in die volmaakte wet van vryheid inkyk en daaraan hou, sal gelukkig wees in wat hy doen, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n doener. 'n Baie bekende gedeelte. Jakobus wil heel eers met ons praat, daar is in vers 22 oor die gevaar van geestelike selfbedrog. Julle gaan julleself bedrieg. As hy sê, maar wees daders van die woord en nie net hoorders van julleself nie, wat julleself bedrieg nie. Nou die Griekse, daai een van word hoorders, die Grieks begin met kinestai en daai woordjie word beteken nie net wees dit een keer nie. Dit beteken ontwikkel, groei, doen dit weer. So Jakobus kom praat nie net hier van 'n nuwejaarsvoorneme wat ons moet hê nie, wat gewoonlik al hier in Februarie en party van ons al sommer in 1 Januarie al gebreek het. Hy praat van 'n lewenshouding, 'n lewensingesteldheid. Die woorde wat hy gebruik in Grieks is eintlik so mooi. Poietai logo, doeners van die woord. En daai poietai is die woord waarvandaan ons die woordjie in Engels ook en in Afrikaans van posief kry. So doeners van die woord. Hy wil vir ons kom sê dat die woord skep op 'n manier nuwe lewe in ons as ons doeners is, nie net hoorders nie. Die teenoorgestelde van hoorders alleen gebruik ou Jakobus eintlik 'n skokkende woord. As ek dit vir julle in Grieks moet sê, dan gaan dit soos 'n vloekwoord klink en dit is omtrent wat dit is want die Grieks is paralogetsoumenoi hautos. Wat sê toe maar julle. Dit ek dink vir die Grieke dit ook soos 'n vloekwoord geklink. Wat sê julle bedrieg julleself, daai selfbedrog. So hy sê, wat help dit as ons die woord hoor, maar ons reageer nie daarop nie? Dan as ons dit nie besef, is ons eintlik besig om onsself te bedrieg. Jy bedrieg nie vir Satan nie, jy bedrieg nie vir die Here nie, jy bedrieg nie die wêreld nie, jy bedrieg nie jou verlede nie. Jy bedrieg jouself. Want ons hoor die woord, ons weet, maar in die verhaal van ons storie, maar ons was nie. Dis om soos 'n voor 'n vuil spieël te gaan staan en te kan sien en te kan sê, hier is fout, en dan weg te stap sonder om 'n lap te neem. In vers 23 en 24 sien ons dat Jakobus kom en hy sê vir ons dat dis die spieël wat ons ontmasker. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, is hy soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien. Dis ek gebruik die 2020 letterlike vertaling.
Nou, ons vertaal wat sy natuurlike gesig sien. Die Grieks sê eintlik om die gesig van jou geboorte te sien, wat eintlik vir ons kom sê, die spieël kom ontbloot jou wie jy regtig waar is. En die spieëls in daai tyd was mos maar nie soos 'n lekker spieël wat ons vandag ken nie. Dit was metaal wat blink gepolitoer word, so dat dit net so op 'n manier iets wil wys vir jou. Maar wat die spieël vir jou wil wys, is jou gesig van geboorte af. Hoe jy werklik is, hoe jy sonder 'n masker is. Nie jou kerklike persona of vir jou gees of jou Instagram of Sondag weergawe van jouself nie, maar wie jy is, die gesig van jou geboorte. En dan kom sê hy, dan gebeur soms iets tragies. Ons kyk, ons sien en ons stap weg en ons vergeet. Nie omdat ons nie verstaan het wat ons sien nie, maar omdat ons nie regtig wou verander nie. Dis klaar as 'n waarheid. Dis nie wat jy kan sien nie, dat jy nie kan sien nie. Dis omdat daar vuil goed tussen jou en die waarheid sit. En dan kom breek Jakobus dit in vers 25 vir ons oop en laat hy die venster oopgaan. Want hy sê, maar hy wat diep kyk in die volmaakte wet van vryheid. Die woordjie van daar wat sê, wat met diep kyk verklaar word, kan nou amper demonstreer as mense sit en jy buig vooroor om te fokus op iets. Dis die woord, dis eintlik 'n vooroorbuig, 'n nader fokus, om ernstig te kyk, om regtig te wil sien. Hy sê, dan raak dit 'n spieël wat jou skoon maak terwyl jy kyk. As jy ernstig is om te kyk, om die gesig van jou geboorte te sien, om dit wie jy regtig waar is, sonder smik, sonder die beeld wat die wêreld sien. Maar dan sê hy iets belangriks, ons moet daarin bly. Die woordjie is menon, hy sê met ander woorde, ons moenie net kyk en dan wegstap nie. Die resultaat daarvan in die laaste sin van vers 25 is, dan kry ons seën, maar ons word geseën in die doenproses, in die skoonmaakproses, in die reageer op dit wat jy sien in die spieël. Eintlik sou ek vir oggend se preek ook kon titel, heiligheid met opgerolde moue. Wanneer ons oor geestelike groei praat, dink baie mense dit is soms vaag, iets onsigbaar, meer kennis, beter insigte, dieper emosies tydens aanbidding. Maar Jakobus kom sny dwarsdeur dit en hy sê, as geloof nie konkreet word nie, is dit onvoltooid. As geloof nie voltooid word nie, as daar nie 'n reaksie is op dit wat jy raak sien in die spieël nie, is dit onvoltooid. En dit is hoekom klaar as 'n manier van skoonmaak so mooi teologies reg is. Sy staan nie terug en bid dat die venster skoon sal word nie. Sy verklaar dit ook nie net profeties nie. Sy rol haar moue op. Warm water, seep, lap, vryf. Dis nie elegant nie, dis nie teen die Instagram waardig nie, maar dit werk. En dis presies wat Jakobus se punt in hierdie 3 verse is. Die woord kom werk nie net met ons kop nie. Dit kom werk nie net met ons gedagtes nie. Dit moet in jou hande land. Die woord moet in jou hande grondvat. Jy moet daarop reageer. Die Bybel is nie net 'n spieël vir selfkennis nie. Dit is 'n gereedskapstuk vir verandering. Daarom is daar dinge wat jy nie net kan uitbid nie. Daar's dinge wat jy moet afwas. Bitterheid verdwyn nie net omdat jy dit erken nie. Gewoontes breek nie net omdat jy dit bely nie. Verhoudings genees nie net omdat jy ewe skielik insig daarin kry nie. Iewers moet die lap gevat word. En dis wanneer Jakobus kom stil staan by doeners, sê ons moet doeners van die woord wees. So in Jakobus se sin beteken om 'n doener van die woord te wees, nie dat jy harder sal probeer nie, maar dat jy sal volhard. Die Griekse woord meno wat dit kom verklaar vir ons sê,
Jy keer terug, jy hou aan, jy los nie halfpad nie. Dis heiligmaking wat sweet, nie selfverlossing nie, maar om saam te werk met God en die Heilige Gees in genade. En wat beteken dit prakties vir ons as 'n gemeente? Want baie gelowiges julle is eerlik, is opreg en is lief vir die Here, maar hulle is geestelik gefrustreerd. En as 'n ou dan die vraag moet vra hoekom, is omdat hulle altyd nat maak, maar nooit droog vryf nie. Wat ek eintlik daarmee wil sê, hulle begin die prosesse, maar hulle maak nie klaar nie. Hulle maak nie klaar, hulle volhard nie. Heiligheid met opgerolde moue sê die volgende: ek gaan nie net kyk nie. Ek gaan nie net voel nie. Ek gaan doen wat die woord van my vra, selfs as dit herhaal moet word, selfs as dit soms stadig gaan, selfs as dit mooi lyk, as dit nie mooi lyk nie. So hoe moet ons as ons vandag hier uitstap? Hoe moet ons Jakobus se woorde prakties in ons lewe gaan integreer? Hoe lyk heiligheid met opgerolde moue hierdie week? En dis wat ek gesê het met wat ek beleef ons woord vir die jaar vir die gemeente is dat as ons eerlik is, die meeste van ons het nie nog insig nodig nie. Ons het gehoorsaamheid nodig. Nie groot dramatiese stappe nie, maar klein herhaalbare dade wat iets afwas in ons lewe. So kom ek wees baie prakties vir julle. Kom ons identifiseer die vuil goed, daai spieël kyk oomblik in ons lewe. En ek wil eintlik vir jou sê, en vra vir jou sonder selfveroordeling, want dit gaan nie om jouself te veroordeel van hoe sleg jy is en nog nie uitgesorteer is nie. Maar vra jouself eerlik sonder vir selfveroordeling. Wat sien ek in myself raak? Al eintlik lankal raak, maar ek ignoreer dit, ek gee net nie aandag daaraan nie. Wat sê die woord al maande vir my? Dieselfde ding oor en oor. Watter patroon herhaal hom elke jaar, elke nuwe kalenderjaar, maar weer in my lewe? Vat een ding, moenie alles te gelyk vat nie. Want as jy alles te gelyk wil was, gaan jy weer nie die proses voltooi nie. Maar vat een ding, 'n situasie, 'n patroon, iets wat jy moet verander, iets wat jy eintlik baie ongemaklik oor jouself en jou lewe is, maar net nie daad by die woord neem nie en begin daarmee. Dit is waarom identifiseer, kyk in die spieël. En dan die tweede ding waarmee ons ook baie goed is. Hou op wag vir 'n gevoel. Begin met gehoorsaamheid. Baie mense wag vir motivering, emosionele gereedheid, vrede. Maar gehoorsaamheid gaan gevoel altyd vooruit, nie andersom nie. Gehoorsaamheid gaan gevoel vooruit. En Clara se voorbeeld is eintlik baie mooi. Sy maak nie eers seker of sy lus is om die spieël skoon te maak nie. Sy maak seker die water is warm. Sy vra nie hoe voel ek daaroor nie. Jy moet vra, wat vra God vir my om te doen? Skryf dit neer. Maak dit miskien konkreet vir 'n slag. En dan die derde stap, en ek dink dis waar ons soms faal. Was tot jy klaar is, nie totdat jy moeg is nie. Was tot jy klaar is. Dis die volhardingsmoment. Want hier lê 'n groot verskil. Ons stop dikwels by belydenis. Ons stop baie keer by trane oor waaroor ons spyt is. Ons stop baie keer met goeie voornemens. Soos ek sê, die meeste nuwejaar voornemens het in elk geval al by hierdie tyd gesneuwel. Maar Jakobus kom praat in die Grieks van volharding, om aan te hou tot jy klaar is, nie tot jy moeg is nie. Dit beteken in realiteit of in praktyk dat jy gaan miskien weer dieselfde gesprek oor en oor vir jy met jouself moet hê. Jy gaan baie keer weer en weer in daai spieël moet kyk. Jy gaan weer 'n bietjie moet opvryf daar waar dit nog vuil is. En jy gaan baie keer moet terugkom na dieselfde plek totdat dit skoon is. Nie omdat jy gefaal het dat jy moet terugkeer nie, maar omdat dit is hoe die proses van heiligmaking baie keer werk. Heiligheid is nie 'n oomblik of 'n moment nie. Heiligheid is eintlik geestelike onderhoud van jou geestelike lewe.
En dan die laaste een, wat ek vir julle prakties moet sê, is kry hulp met die detailwerk. Daai toiletpapier om die laaste veiligheidjies uit te kry. Dit beteken dat jy ander mense, en dit is waar jy jou geestelike vriende, broers en susters in die geloof moet kry om vir jou te help. Iemand wat vir jouself regtig vra, hoe gaan dit regtig met jou? Want ons sê altyd dit gaan so goed met ons. Hoe gaan dit regtig met jou? Iemand wat vir jou dit kan vra, of 'n praktiese reël of grens wat jy moet weet, jy moet instel sodat jy nie daaroor moet gaan nie. Al beteken dat jy moet Facebook of Instagram of TikTok van jou selfoon afhaal sodat jy nie ure lank elke dag videoetjies sit en kyk nie. Ek dink is waar ek is. Gaan een van daai goed moet laat loop. Stel 'n grens waaroor jy nie kan gaan nie. Kry 'n struktuur wat jou help om te kan volhou. Maar die belangrikste is die rol van medegelowiges wat hierdie pad saam met jou moet stap. Die Here het ons gemaak om deel te wees van 'n gemeente, 'n kudde. As daar oor gelowiges gepraat word, is dit altyd in 'n versamelnaam wat eintlik sê ons het mekaar nodig met ons verskillende talente en gawes om ook vir mekaar te help om ons spieël skoon te kry. Genade beteken nooit dat jy dit alleen hoef te doen nie. Dit beteken net ons moet eerlik wees. Ek wil vir jou sê dat 2026 gaan nie vir my of vir jou anders te lyk deur harder te probeer kyk nie. Jy gaan anders te sien deur die spieëls en die vensters in jou lewe te begin was. En God vra nie vir jou om alles te gelyk reg te kry nie. Hy roep jou eintlik net om nie langer te wag nie. Te wag vir daai oomblik van vrede of die oomblik wanneer ek gemotiveerd voel nie. Want dit beteken dat dit nie net gaan oor hoe jy jouself raak sien nie, maar ook hoe jy die mense rondom jou raak sien. So heiligheid met opgerolde moue sê, ek gaan nie wag vir 'n nuwe jaar om my te verander nie. Ek begin vandag met water, met seep, met gehoorsaamheid. En as jy vandag en môre mooi wil sien, moet gister se vuil goed in jou lewe afgewas word. Moenie net kyk nie. As jy geestelik nuut wil sien, rol jou moue op en was die vensters in spieëls in jou lewe. As jy in 2026 geestelik nuut wil sien, rol jou moue op en was die vensters en spieëls in jou lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kan ook net na hierdie boodskap geluister het en dan kan ons uitstap en oor 'n paar uur of 'n paar dae dit net vergeet sonder op daarop te reageer. En Here, ek dink dis waartoe U ons roep. Dat jy vir ons sê ons moet die vensters en die spieëls in ons lewe was, sodat ons die gesig van ons geboorte reg kan sien, soos ons werklik is, en dat U dan daardeur vir ons sal wys, waar is die veiligheid wat nog afgewas moet word, sodat ek myself, maar ook ander, vandag en môre korrek kan sien. Here, ek kom bid vir geestelike groei in elkeen van ons se lewens hierdie jaar. Ek kom bid vir die durf en waagmoed om onverskrokke gehoorsaam te wees aan dit wat U vra. Want Here, ons weet wat ons weet. Ons weet al die geestelike heilswyte. Nou vra U ons om moue op te rol en skouer aan die wiel te sit. Dit gebeur deur gehoorsaamheid. Here, begin by my en die leierspan, dat ons die voorbeeld sal stel vir hierdie gemeente. En mag ons die seën in die doen van gehoorsaamheid, mag ons die makarios, dit wat U vir ons beloof in Jakobus
1 vers 25. Mag ons die seën en die doen daarvan beleef en ervaar. Wanneer ons dit vra in Jesus se naam. Amen.